Goeiedag en baie welkom. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, my koning, my verlosser. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Dit is die dag wat die Here gemaak het, nog 'n dag wat die Here gemaak het, Here, en ons is nog hier, ons is nog op en wakker. Dankie vir u genade, Here, dankie dat u ons aanraak. Dankie, Here, u is wonderbaar. Daar is niemand soos u nie. Kom ons sluit die oë, ons sê die Here en ons loof en dank hom net. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na u en ons wil u loof en u prys en u aanbid. U as Vader, as Seun en as Heilige Gees, as God. Here, daar is niks en niemand soos u nie. U is wonderbaar, u is die roos van Saron, u is almagtig. Here, ons kan elke aanhaling in die Bybel aanhaal vanoggend om te sê wie is Here, maar as ons eerlik is en stil raak met onsself, Here, dan staan ons net verstom oor u grootheid, u genade en u barmhartigheid en u liefde. Here, dankie. U laat ons spraakloos as ons sien wat u doen vir ons. As ons sien wat u doen vir siekes, as ons sien, Here, wat u doen vir pyne, Here, vir versorging van mense, Here, vir hulle wat nie het, en dan hoe u, Here, van nêrens af kom u en u bring uitkoms. Here, dankie dat u ontferm oor die siekes. Dankie vir die wonde van Jesus, Here, dat u ons daardeur baie genadig is. Ek bid vanoggend juis vir hulle wat siek is, Here, en in hierdie tyd, Here, is daar soveel siekes wat ek net van weet en wat ons nie eens van weet nie. Here, wees elkeen genadig, raak elkeen aan. Ons begin daar deur ver in Springs, Here, Matilda wat die operasie gehad het, raak haar aan. Here, verlig haar pyne. Here, sommer hier naby ons, hier by ons, Here, ek bring vir Rika voor u. Raak haar aan, Here, in die nek, die skouers, daar die rug, alles. Here, raak dit aan asseblief. Here, raak myself aan. Dankie dat u my reeds aangeraak het vanoggend, dat ek hier kan staan met nuwe krag vanoggend. Here, dankie. Here, gaan saam met elke een. Here, wat net nie eers ernstige siektes het nie, maar wat siek is, Here, wat oulik is, wat griep het, wat hy hoesie het, Here, ag, elke een, Here, ons is absoluut verlore sonder u liefde en u genade. Raak ons aan. Here, ek bid ook vir elke een wat probleme het. Here, versterk mense. Here, versterk hulle in die geloof. Here, hou hulle regop. Here, hulle wil nie val nie, maar hulle, Here, hulle is nog swak, Here, ons is nog swak, en Here, ons word beïnvloed deur hierdie dinge van die wêreld, Here, wat die seil onder ons uittrek, Here, en dan word ons beïnvloed, Here, in emosies en in ons siel, Here, en dan val ons. Versterk elke een.
Here, ek bid ook vir hulle wat, en ek sê dankie, Here, seën hulle wat getrou is met die tiendes en offers. Here, ek dink nou in hierdie nuwe maand, en Here, nie net tiendes en offers nie, maar ook mense wat in ons lewens insaai. Here, seën hulle. Ek dink aan die Hitchis daar in Durban, Here, Zenmeridoer in Wolmaranstad, Rika hierso in Gansbaai, Here, 'n persoon met die naam van wat homself noem of haarself noem Gansbaai, seën hulle ooreenkomstig u goedheid en u getrouheid, Here. Seën vir Janiel Witdoer en daai klein plekkie Colini, Here, so ver. Seën vir Elsabie en Clint. Wie is daar nog? Here, ek wil nie iemand mis nie, Here, maar seën elke een. En dankie, Here, dat dit wat ontvang is, Here, dat dit in hierdie dag voor môre sal uitgaan en uit die saadsakke uitgegooi word, alles in vrugbare grond, in waar dit vir hulle elke een 'n oes sal lewer, 'n oes, Here, van u voorsiening in hierdie maand. Seën elke een in Jesus naam en spreek met ons vanoggend. Leer ons, Here, ons is hier om van u te hoor in Jesus naam. Amen. Amen en amen en prys die Here. Wow, 'n boodskap, dankie Here, 'n boodskap van hoop en vertroue en Here wat ons oplig in God se magtige hand. 1 Petrus 5 vers 6. Daar sien jy hierdie twee hande so en daar die vrou in die hand. In die hande van die Here, in die magtige hande. Here, ja, dankie vir u magtige hand, maar dankie ook vir u teks vanoggend, Here, waaruit ons gaan leer, Here, hoe om in hierdie magtige hand van u te bly. Dis nie 'n lucky packet nie, Here, dis nie ons luck nie, dit is, Here, wat kan ons doen om in u hand te bly? Dankie, Here, spreek met ons, leer ons vanoggend weer eens, in Jesus naam. Reg, nou, reg deur die Bybel sien ons dat daar baie dinge oor God se hand gesê word. Dink mooi. Kom ek noem maar 'n paar voorbeeldjies. Dit was byvoorbeeld God se hand wat sy volk Israel uit Egipte gelei het. Dit was die Here se hand waarmee hy die bannelinge uit Babel teruggebring het. Jesaja 59 vers 1 sê, die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Arm is deel van die hand. Die hand is deel van die arm, né? Die Here Jesus met sy hemelvaart het ook sy plek ingeneem waar? Aan die regterhand van God. Weereens die hand van God. God se hand is reg deur die Bybel die simbool van God se mag. Sy hand is 'n simbool van sy werk wat die Here doen. Amen. Maar kom ons wees eerlik. Ons is mos hierso om eerlik te wees voor die Here vanoggend, en eerlik met onsself en eerlik voor die Here. Soms wonder 'n mens waar ons God se kragtige hand kan sien. Baie mense, as ek net die Here se hand kan sien,
Soms wonder ons, Here, waar kan ons u hand sien? Veral as ons dink aan die nuus van ons tyd, waarin ons lewe, van die misdaad en die korrupsie, dan vra ons, Here, waar kan ons u magtige hand sien? As ons kyk na die moorde, die ekonomie, en so kan ons aangaan tot môreoggend seker. Mis ons nie juis hierdie kragtige hand in ons wêreld nie. Dit lyk so, Here, asof ons u hand mis. Ons wil so graag hierdie sterk hand van God sien. Sien dat hy aan die werk is. Here, ons wil graag sien dat u in beheer is. Waar is die kragtige hand van God dan? Want dit lyk nie of ons hom sien nie. Hoekom mis ons u kragtige hand? Hoekom? Wel in 1 Petrus 5 vers 6, ons teksie vir vandag staan daarso geskrywe, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Hier lê die geheim dalk, hier lê die antwoord dalk. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog, uplift op die regte tyd. Wat sê Petrus hier? Kortom sê Petrus, ons mis die kragtige hand van ons lewe, van God in ons lewe en wêreld, omdat ons nie 'n oog daarvoor het nie. Ons dit nie kan sien nie. En hy onderstreep 3 sake om God se kragtige hand te beleef, waarna ons nou gaan kyk. In hierdie kort teksie is daar 3 dinge. Here, om u hand te beleef, om in u kragtige hand te bly. Die 3 dinge wat hy noem is onderwerping aan God, nederigheid, het hy duidelik daar genoem, en vertroue op God. Kom ons kyk gou na die 3 punte, elke een afsonderlik. Dankie Here dat u ons hierdeur gaan lei. Onderwerping aan God. As ons bewus wil wees van God se kragtige hand, dan beteken dit dat ons nie net mag lewe met die begeerte dat God se kragtige hand daar sal wees om ons te beskerm nie, maar dat ons voor alles bereid moet wees dat God se hand ons ook moet lei. Help nie net ons begeer die Here se kragtige hand nie. Here, dit moet my begeerte ook wees dat u my lei, want u lei ons in u kragtige hand. Dit vra werklik van ons dat ons sal onderwerp aan die kragtige hand van God. Dit vra van ons dat ons God se leiding moet begeer. Selfs al is sy leiding anders as wat ons wil. Here, maar ons moet dit begeer. Anders te vra ons nie die Here se wil nie en sy kragtige hand nie. Ons vra Here dat u hand kragtig word in ons begeer ons eie leiding dan eintlik. Selfs al loop dit langs vreemde paaie, Here, ons wil u leiding begeer. Al loop dit langs vreemde paaie, deur donker dieptes, Here, soos Dawid in Psalm 23 sê. Om jou aan God se kragtige hand te onderwerp beteken om tevrede te wees met sy leiding. Altyd tevrede te wees met Here, waarheen u my lei. Om tevrede te wees in die wete dat hy die beste weet.
Here, U weet die beste. Ek weet nie die beste nie, want ek kan nie in die toekoms insien nie. Here, ek kan nie eers môre sien nie. Ek's verlore. U weet die beste. U weet die beste. En wanneer 'n mens geleer het om jou aan die kragtige hand van God te onderwerp, hoe aan sy leiding te onderwerp, en dit daagliks doelbewus doen, dan raak jy ook sensitief vir God se leiding. As die begeerte daar is, Here, dan raak ons sensitief vir U leiding. Dan begin jy ook al hoe meer God se hand raak sien in alles, in jou eie lewe ook nie, maar ook in die wêreld rondom jou. Ons kan sien hoe die Here doen, wat hy doen. Here, net met die laaste storms, met die laaste brande, met die laaste wat in hierdie week met jou gebeur het. Here, as ek stil word, ons praat so baie, veral ons Afrikaners, toe slaan 'n gelukkie my. Nee, dit is nie 'n gelukkie wat jou geslaan het nie. Dit is die kragtige hand van die Here wat in werking was. Kom ons kry dinge reg vir oggend. Dit beteken natuurlik dat 'n mens wat hom aan die kragtige hand van God onderwerp, nie vol van homself moet wees nie. Baie mense, hulle is so vol van hulle self, want ons beweeg in die Here, in sy teenwoordigheid en al hierdie in sy kragtige hand, en dan raak hulle vol van hulle self. Dit beteken, Here, hoe meer ek U kragtige hand sien, hoe meer moet ek voor U buig. Dis wat dit beteken. En dit bring ons by die tweede vereiste wat ons skrifgedeelte van ons vra. Die tweede punt is, het ek gevra, dit vra nederigheid. Vers 6 sê, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God. Jy weet, 'n mens wat bewus is van sy eie tekortkominge, sy eie nietigheid voor God, is 'n mens wat nederig voor God is. Moet ek dit weer sê? Kom ek sê dit maar weer. 'n Mens wat bewus is van sy eie tekortkominge, van sy eie nietigheid voor God, is 'n mens wat nederig voor God is, wat toelaat dat God sy lewe beheer. Want Here, eers as ek daardie bewustheid kry van my eie tekortkominge en my eie nietigheid en hoe klein ek is, Here, dan weet ek is verlore sonder U kragtige hand. Here, dat ek is verlore as ek nie aan U my lewe oorgee nie. Maar, kom ons gaan verder met hierdie nederige mens. Dit is ook 'n mens wat geleer het dat hy nie so belangrik in hierdie wêreld is dat alles om hom moet draai nie. Hoeveel mense reageer asof, en dan sê ons dit, hoeveel keer het jy dit alself nie gesê nie. Hy dink die hele wêreld skuld hom. Sy dink, alles moet spring vir hom of vir haar. Is dit nie? Wow. Nee, Here, dis iemand wat besef dat alles draai nie en almal draai nie om my nie en almal moet nie maak sodat dit ek wil hê nie. Dit is 'n mens wat nie net voor God nederig is nie, maar ook groot tekortkoming van ons in ons dag, Here. Mense wil nederig voor die Here wees. Ja, Here, ek is niks vir U nie, maar as hulle die oomblik as hulle uit die Here uit beweeg, uit sy teenwoordigheid uit, daar buite in die wêreld kom, dan is hulle absoluut nie nederig nie. Nee, dit is 'n mens wat nie net voor God nederig is nie, maar ook teenoor
ander mense nederig is. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Dis waarom die Here jou in 'n liggaam van hom gesit het, dat ons nederig teenoor mekaar kan wees en mekaar kan of moet help. Want, sê die Bybel, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vers 5. Here, ek moet nederig word. Ek moet nederig wees. Here, nie net voor U nie, maar ook teenoor ander in hierdie liggaam van U. Want U sê, U weerstaan nie die hoogmoediges nie. Weerstaan ons, Here, nie hou ons weg van U af nie, maar aan die nederiges gee hy genade. Amen. Wat nog? Om nederig te wees beteken nie dat jy 'n swakkeling is nie. Dit is 'n ander fout wat mense het. Mense wat nederig is swakkelinge. Dit beteken nie dat jy 'n swakkeling is nie, maar dit beteken net dat jy toelaat dat almal op jou trap. Nee, dit beteken nie dit nie. Dit beteken eerder dat jy geleer het om nie so op jouself ingestel te wees dat daar nie plek vir ander mense in jou lewe is nie. 'n Mens wat weet dat hy onder die kragtige hand van God lewe, dat hy deur God gelei en versorg word, is 'n mens wat nederig kan wees, bereid is om ander te dien. Want Here, ek is nie bang om ander te bedien nie. Want ek doen dit, ek beweeg in U kragtige hand daar. Ek hoef nie bang te wees nie. Hulle het nou niks meer nie. Ja, maar ons het ook nie. Maar ons het nog R100 hierso. Ja, maar R100, dit moet ons nog die hele maand hou. Dit beteken niks nie, dit is min. Here, ons kan help. Ons beweeg in U kragtige hand wat ons versorg, wat voorsien, wat ons beskerm. Hier in hierdie gedeelte staan letterlik dat ons nederigheid moet aantrek. Maar daar staan beklee julle met nederigheid. Beklee julle met nederigheid. Dit beteken, dis as te ware, dit moet ons uniform raak. Ons uitkenningsteken. Iemand wat in die weermag is, toe jy in die weermag was, meeste van ons wat kyk, was in die weermag, in die dae van die weermag nog, jy het elke dag, het jy jou weermagsklere aangetrek, jou uniform. Jy het nie net jou uniform aangetrek, of jou stepbelts aangetrek wanneer jy op pas gaan nie. Jy het elke dag, liewe dag, op die grens, in 'n kamp, jy het jou uniform aangetrek. Dit was jou uitkenningsteken. Die Here sê, beklee jou met nederigheid. Trek daardie uniform aan, dat dit jou kenteken is, dat jy daarmee uitgeken word met nederigheid. Wow. Ek wil eindig met hierdie nederigheid en sê, nederigheid, sê die Bybel, is die kenmerk van 'n gelowige. Onthou dit. Nederigheid is 'n kenmerk van 'n gelowige, nie iemand wat vol van homself is nie. En behoort ook die kenmerk van jou en van my te wees. Waarmee beklee jy jou?
Die derde punt, die laaste punt is, wat genoem word daar is, om in die Here se hand, se kragtige hand te bly, vra vertroue op God. Ja, ons almal vertrou ons op die Here. Regtig, is dit regtig waar? Daar is net een manier waarop 'n mens in nederigheid jouself aan God kan onderwerp. Jy kan jouself net in nederigheid aan God onderwerp. En in nederigheid teenoor ander mense, ander gelowiges lewe. En dit is as jy jou volkome op God vertrou. As ek my nie volkome op God vertrou nie, gaan ek dit nie reg kry om nederig te wees nie. Gaan ek groot raak, vol van myself raak. Miskien met 'n mens dit nog sterker uitdruk. As jy God self volkome vertrou, kan jy nederig wees. Nederig en vertrou loop so in mekaar ingevleg. As jy jou geheel en al op God verlaat, geheel en al oorgee aan hom, sodat hy vir jou kan sorg, kan lei op hierdie lewenspad van jou, dan alleen kan jy nederig wees, want dan is jy heel eerste, hoekom nederig? Omdat ek heel eerste Here besef in nederigheid, dit is U wat my lei, dit is U wat my die krag gee, Here, dit is U, dit is nie ek nie. Dan raak jy klein voor die Here, klein en nederig, en daai nederigheid word deel van jou karakter, omdat van jou uniform, dis waarmee jy uitgeken word, dan dra dit oor na ander. Wanneer 'n mens jouself so volkome aan God se kragtige hand onderwerp, kom jy vry van die bekommernisse en vrese vir die toekoms. As ek God so vertrou. Die sorge van die lewe en van die onbekende toekoms val ewe skielik van jou af. Hoekom? Want ek steur my nie daaraan nie. Dit is 'n werklikheid, dit is 'n werklikheid, maar weet jy, my God, in wie se kragtige hand ek lewe, beweeg, is ook 'n realiteit. Net soos hierdie goed in die wêreld 'n realiteit is. Ons sê ons vertrou die Here, maar ons leef in vrees. Regtig, dit kom nie, 1 en 1 maak nie 2 nou nie. Ek steur my nie daaraan omdat ek onverantwoordelik is, maar omdat ek weet dat iemand anders na my sorge omsien. Daai iemand anders wat my bekommernisse op hom neem, is die Here, die Almagtige. Dit is hoekom ek nie vrees nie, hoekom ek God vertrou, hoekom ek nie so worry oor alles waaroor almal om my hulle beworry nie. Amen. Ek weet nie, daar bestaan nou sulke woorde, so woord, nou ewe skielik, hoor, hulle beworry, jy sê iemand hier so aan die kant af, bekommerd, ja, ek weet bekommerd, maar beworry is ook, jy weet presies waarvan ek praat. Ek bekommer my nie, want God dra die dinge wat vir ons ondraaglik is, die dinge wat ons oor bekommer. Hy sorg vir die dinge waarvoor ons nie kan sorg nie. Amen, amen.
Hy sorg vir die dinge wat ons nie kan sorg nie. Om jou aan die kragtige hand van God te onderwerp en om daarmee saam ook jou sorge op hom te werp, is natuurlik nie 'n menslike ding nie. Ons wil dit nie van nature doen nie. Menslik is om in beheer te wil wees. Om te weet, ek het alles in beheer, ek het alles in plek. En dit is dan wat 'n mens regtig plat gedruk word deur die bekommernisse van die lewe, hoe meer jy in beheer wil wees. Wat jy plat gedruk word deur dinge wat jy nie regtig iets aan kan doen nie. Nou, dit gebeur dan. Dit is dan dat dat die toekoms van hierdie land vir ons 'n groot swart berg word. Dit is dan dat jy nagte wakker lê oor die vakansiereis. En Here, ons moet daai vakansie gaan onderneem en ons moet waar gaan ons geld kry. Wat jy wakker lê oor jou kinders. En die heeltyd lê en wag, eintlik lê en wag om te hoor dat jou foon moet lui oor wat het nou gebeur met hulle. Dit is dan wanneer hierdie goed gebeur. Dit is dan dat die kommer oor wat van my werk gaan word, alle vreugde uit my lewe uitneem. Here, hierdie bekommernisse, want ons vertrou U nie. Dit is die groot rede hoekom ons nagte wakker lê, hoekom ons worry, hoekom ons naels byt. Ja, ek het nou baie naels, kyk daarso. Toe ek jonk was, tot so 30, ek het hierdie naels tot in die lewe ingebyt. Want ek was altyd eintlik senuweeagtig, want ek wil perform, jy moet lewer. En toe kom die Here in beheer en ewe skielik, toe kry ek naels. Ek kan my nou nog verkyk aan, Here, kyk hoe baie naels het ek. Ek kan dit nie glo nie. Ja, nee, ek kan dit glo, want dit is vertroue in die Here wat hierdie naels laat groei het, man. Amen. Dit is dan wanneer jy die Here vertrou, dat niks, die vreugde wat die Here vir jou het in hom, in hierdie lewe, daai vreugde kan wegneem nie. Daarom wil ek sê, is hierdie teks nie geskryf vir ongelowiges nie. Die Bybel praat hier met mense wat weergebore is en glo. Daar is mense wat weergebore is, maar hulle glo nie regtig nie. Hulle het maar net die Here bely. Dit is nie weergebore nie. Weergebore is om die Here te bely en alles, al jou sorge, jou hele lewe, alles aan die Here oor te gee. Mense wat God vertrou, mense wat in nederigheid voor God lewe, mense wat hulle onderwerp aan sy leiding. Dit is waarvoor sulke mense wat die Here skryf. Sulke mense ontdek telkens weer dat God se kragtige hand daar is om te sorg. Sulke mense leer om sy hand raak te sien. Al skree alles om hulle 'n ander storie. Here, ek sien U hand en ek verwag U hand om U hand te sien. Die Here sê, hy stel ons nie teleur nie. Leer dit, vra dit, bid dit af van die Here en leer dit.
sulke mense ontdek ook dat God se hand nie net kragtig is nie, maar ook liefdevol. Here, ons praat net so van u kragtige hand, dit maak ons eintlik bang, maar Here, hierdie kragtige hand van u is hoewel kragtig, so liefdevol. Dit is wanneer ons besef, Here, dat u hande vertroos en versorg. Ons sien dit hier in ons skrifgedeelte, aan die nederiges, wat staan aan vers 5 mos, aan die nederiges gee hy genade. Here, in u liefde gee u vir die nederiges genade. Ek beloof jou, in die naam van Jesus, Here het genoeg gesê, my laaste sin, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Daar staan dit. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Amen. Here, ons probeer, maar dit is nie maklik nie. Maar dit gaan vandag makliker word, want u gee vir ons die geleentheid om dit weer te doen. As jy dit weer wil doen, Here, ek wil in u kragtige hand kom, ek wil in die kragtige hand bly, ek wil nie net praat van u kragtige hand nie. Kom, ons gryp hierdie geleentheid aan, en ons kniel voor die Here, en ons bid, en ons vra die Here. Right. Wil jy nie? Ek gee jou 4 sekondes om daaroor te dink. Ja, jy wil. Anders sou jy nie so ver geluister het tot hier nie. Nou kom, ek sal vooraf bid, soos gewoonlik, in kort sinnetjies wat jy kan volg. Kom ons bid. Vader, ek kom na u in die magtige naam van Jesus vanoggend. En heel eerste wil ek dankie sê vir u kragtige hand oor my. Dankie dat u hand kragtig is. Vader, dit is my begeerte om in u kragtige hand te lewe en te bly. Daarom gee ek my lewe aan u kragtige hand en aan u wil weer eens oor. Om sensitief aan u leiding te kan wees en u kragtige hand te kan sien. Leer my om nederig te wees en maak my nederig vir my eie swakhede, sodat ek u volle beheer van my lewe nou kan gee. Ek gee dit nou aan u oor. Lei my in u nederigheid. Maak my sensitief. Vader, ek probeer regtig, ek is eerlik, Here, ek probeer om op u te vertrou. Maar as ek sien, Here, dan vrees ek, is ek bang. Vul en versterk my met u gees nou weer asseblief, sodat ek in u sterk wil en hand kan wees, wanneer my liggaam swak is, wanneer my siel swak is, en ek u kan vertrou in elke en in enige situasie. Ek bely en verklaar, ek is 'n
kind van die Here, weergebore, skoon gewas met sy bloed, gevul met sy gees, in sy kragtige hand. Dit is waar ek is. Dit is waar ek wil wees. En dit is waar ek moet wees. Dankie Here, U het my vanoggend terug in U kragtige hand gesit. Hou my daar, in Jesus naam. Hou my daar. Amen. Dankie Here. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Wow, hoeveel keer gaan ek dankie sê? Ek kan nie ophou dankie sê nie. Ek sê dankie Here vir hierdie geleentheid vanoggend, Here. Dankie vir soveel insig van U, Here, dat U dit vir ons nie moeilik gemaak het om te verstaan nie, om onsself te kan sien, Here. Dankie, U is getrou. Dankie vir die geleentheid dat ek terug in U magtige hand is. Hou my nederig, laat ek op U vertrou, Here, en wat was die eerste punt, Vader, in Jesus naam, versterk my daar in U hand. Hou my sterk met U gees, met U woord. Dankie, Here. Here, ons sê dankie. Ek moet seker nou ophou, want ek kan net aanhou sê dankie, Here, maar ek kan nie anders as om te sê dankie, Here, nie. Word verheerlik in hierdie lewe verder. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Dis daai een woordjie in die Hebreëus wat jy sê, ek ken daai woord, die shalom wat jy op die einde gaan hoor, is vrede. Maar ek gaan dit vir jou in Afrikaans ook vertaal, sê wat ek gesê het. Ontvang die seën van die Here. Yerechocheta Adonai dishmarecha. Yair Adonai pawanilecha vechochmanechta. Yesa Adonai pawanilecha veasemlecha shalom. Dit beteken, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou in sy kragtige hand ophef tot by hom en aan jou vrede gee. Amen en amen en prys die Here Almagtige. Mag jy 'n wonderlike, fantastiese week en lewe vorentoe hê in die kragtige hand van die Here. Tot volgende keer. Amen.